welkom. Wat 'n lieflike môre. Is almal net so bly daar vir Koenie. Lyk my die hele verjaarsdrywers vanmôre hier. Of hier is klomp verjaarsdrywers. Maar welkom hier by ons. Wat is die ander plaas se naam? Welkom hier by ons. Dit is altyd lekker om so nuwe gesigte te sien. En te weet. Die Here het altyd 'n afspraak met elkeen van ons. Want dit is baie kosbaar. Kobus, is daar spesiale afkondigings? Nee, pastor. Ons gaan net vir Oom Koen verjaar Woensdag. En ons wil net vir Oom Koen baie geluk sê, want hy ry Woensdag. So ons kan hom nie laat staan hier voor en vir hom sing nie. En dan Pieter verjaar Maandag. Nou ons gaan later met hom afreken. En dan Juffrou Fried sit ons laaste verjaar en toe sy net so stil hier weg. So neem maar almal wat verjaar en nog gaan verjaar wat ons dalk gemis het. Regtig dat die Here se seën en sy beskerming en die gesondheid wat ons geniet, dat ons altyd nie sommer net vergrande aanvaar het, maar weet dis uit God se hand uit. So amen, baie dankie vir die Here te sê daarvoor. Ja, Woensdag ons gewone by mekaar kom. Donderdag is weer biduur, voorsang en alles, die weet almal nou al. As daar iets anders is, sal ons daar op die groepie sit, maar ek dink dit is seker redelik. Ons het baie goed gedoen gister met die stalletjies. Almal wat daar gewees het, was lekker. Ons het vir Davida gemis. Maar Davida. So, maar dit was baie lekker, so omtrent lekker gekuier daar. En elkeen wat bygedra het, dit was baie spesiaal. En dan ook, julle sien ons hoe uitgesorg ons nagmaaltafel vanmôre is. Ons wil lasagne, ja, laas Vrydag was dit ook lasagne, baie dankie sy en Ivy. En dit gisteraand 8:00 die tafel kom opmaak. Ja, so ons mens waardeer dit. Baie dankie. Anders moes ek dit gedoen het. So, dis hoër risiko. Ons het dit al getry. Iemand vir ons oopsluit, jy vir ons iemand Pieter, sal jy maar weer vir ons open, omdat jy môre verjaar. Liewe Vader, as we beide behoefte voor u aangesig, en liewe u opgestaan het vandag, wat u lief, en dat ons ook kan lief, wat u vir ons sondes gesterwe het. Daarvoor kan ons u nie genoeg dankie sê, vir dit wat u vir ons gedoen het op die kruis. Soos laas Vrydag gehoor, hoe u geslaan is, dat u onbekendbaar was. Maar nogtans het die pad gevat vir ons as mense wat op aarde is. Liewe Vader, dat is vandag ons harte sal oop geluister wat pastoor gespreek deur u, want u het sy lippe gesalf en lei ons die liefde. Dan moet ons ook nie vraag, enige iemand wat iets wil in die bordjie gooi hom daarin, liewe Vader, dat hy ook gesien kan word. En lei ons net op die naam wil. Amen. Kom ons staan en dan sing ons vanmôre lekker saam. Amen. Kom ons kan jy gou hierdie een van my stuurtjie. Is dit op? Hy is aan. Is hy aan? Yes. Praat moet nie fluister nie, ek moet met hulle praat. Dankie Kobus. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die Lam. Here, say die Lam, hy
verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar's genesing, genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Daar's genesing, genesing, wonderbaar genesing in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die Lam, Here sy die Lam, hy sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Oorwinning, oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Daar's oorwinning, oorwinning, wonderbaar oorwinning in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die Lam, Here sy die Lam, hy sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Daar's verlossing, verlossing, wonderbaar verlossing in die dierbare bloed van die Lam. Daar's verlossing, verlossing, wonderbaar verlossing in die dierbare bloed van die Lam. Here sy die Lam, Here sy die Lam, hy het sy bloed gestort vir my. Hy sal my met krag bestraal, sodat ek nooit sal verdwaal. Daar is krag in Jesus bloed. Amen. Ons sê vir Jesus dankie vir sy kosbare bloed. As dit nie vir sy bloed was nie, kon ons nie verlos gewees het nie. En kon ons ook nie die ewige lewe hê nie. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal, van vrede sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal, van vrede sing ek so bly. Ek is verlos deur die bloed van die Lam, halleluja, verlos, daarom sing ek so bly. Toe die Heilige Gees op my neerdal, van vrede sing ek so bly. Hallelujah. Amen. Hiermee kan ons allemaal saam stem. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. My life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. My life is worth the living just because he lives. Because he lives, I can face tomorrow. Because he
lives. All fear is gone, because I know, yes I know, He holds the future. My life is worth the living just because He lives. Halleluja. Halleluja. Dankie Here. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. Each race that brought me safe thus far, and grace will lead me on. When we've been led 10,000 years, bright shining as the sun, we've glorious days to sing God's grace. And when we first begun, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Dankie Here. Amen. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, and bow down before you. Heavenly Father, we appreciate you. Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. We love you, adore you, and bow down before you. Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what a comfort you are. Holy Spirit, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Spirit, what a comfort you are. Heavenly Father, we appreciate you. Heavenly Father, we appreciate you. We love you, adore you, we bow down before
Son of God, what a wonder you are. Son of God, what a wonder you are. We love you, adore you, bow down before you, Son of God, what a wonder you are. Holy Spirit, what a comfort you are. Holy Spirit, what a comfort you are. You lead us, you guide us, you live right inside us. Holy Spirit, what a comfort you are. You kan maar sit. Wonderlik. Kom ek eers hier kyk dat ek ook spasie het. Spasie kry om te praat. Hier is 'n droogte in ons kerk, hier is ek dink dis dan nou die opstanding. Nou lyk dit my dis weggeraap. Jy dan leer kolle vanmôre. Amen, maar maak nie saak. Die mense het nou 'n paar snawe en ons geloop kuier en wat ook al so. Dis wonderlik. Nou vanmôre wil ek sommer met ons almal gesels. Ek wil lekker daar uit Johannes 20, ons ken dit al. Jy kan dit self moet lees, anders wil jy weer nou nie huiswerk doen. Want ek nou vir jou huiswerk vanmôre doen. Daar Johannes 20 praat van die opstanding. Gaan lees dit gerus self en kyk of ek die waarheid praat. Maar ek wil vanmôre iets anders besonders wat in die woord van die Here is. En mense lees partykeer die woord en dan lees jy hom maar net. 'n Mens lees hom maar net. En 'n mens moet so 'n bietjie gaan navorsing doen. En toe ek sit gisteraand, kan jy glo ek nou gisteraand eers voorberei. Want ek nou regtig tyd kry. So ek is nou met 'n spoed voor, maar in hierdie tyd openbaar die Here vir my iets baie, baie besonders. As 'n mens gaan lees. En as jy Genesis 1 gaan lees. Julle dan wonderlik. Kyk net wat sê Genesis 1. Laat ek Genesis net so voor Openbaring as dit my Bybel. Daar my jok. Hier zijn mannen wat nou gebly het om. Ek hoor ger. Toe maar ons glo dit terug wat nie gebly het. Kyk net wat sê Genesis 1. Hy sê, hoor die woorde, in die begin. In die begin. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en duisternis was op die wêreldvloed. En die gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. En daar was lig. Nou kom ons gaan terug. En ons gaan lees nou vir Johannes 1. Genesis 1 na Johannes 1 toe. Kyk hoe wonderlik. Die Bybel is nie net so per toeval hier mekaar gegooi nie. Ek weet daar was mense wat probeer om die woord van die Here af te maak as, ag, dis 'n ou klomp apostels wat daar gesit het.
nie geweet het wat om met hulle self te maak nie, en toe het hulle nou maar Bybel geprobeer skryf. Nee, hy is nie sommer net geskryf, hy is met 'n rede geskryf. Kom ons kyk wat sê Johannes 1. Johannes weet ons praat ons van die liefling disipel van Jesus. En as hy praat, die al 4 die evangelies praat mooi oor die opstanding, maar Johannes praat vir my die mooiste, hy verduidelik dit vir my meer breedvoerig. Hy verduidelik lekker, maar dat jy verstaan waaroor die opstanding gegaan het. Nou kom ons kyk nou net wat sê Johannes 1. Hy sê in die begin. Hey, halleluja. In die begin was die woord, dis God. En die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het die een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mens. Vers 5. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig. Kyk nou, is dit nou per toeval? Dat dinge nou sommer nou net so. Dit kan mos net nie wees. Dat oral praat die woord van in die begin. In die begin was daar duisternis. En toe Jesus die duisternis instap, toe kom daar lig. Halleluja. Die ou wêreld was in duisternis gewees. Daar die woord sê eintlik, daar was nie lewe gewees. Daar was niks gewees. Waar God se gees oor die waters gesweef het en daar was nie lewe en daar was niks. Daar was kry, soos die naam sê, niks. Leeg en sonder vreugde en ek bedoel, wat is nou lekker om na so 'n stuk aardbol te kyk en daar's nie lewe nie. Daar's niks. En dan kom Jesus in die prentjie en hy sê, en die lig het die duisternis verdryf. Hier is dan wonderlik, mense. Is dit nie kosbaar? En dan in Johannes 1 wat hy sê weer eens, ek was van die begin af. Jesus was van die begin af. En van die begin af is dit sy hart om die duisternis weg te dryf. Ja. Miskien het ons vanmôre sit ons weer hier met ou duisternis. Smaak of die wêreld, smaak of jy nog altyd soos Lazarus daar in die graf lê. Want baie van ons ryk regtig soos Lazarus. Jo, as jy dan 5 dae daar in 'n graf lê, dink ek jy sou weer so lekker ryk. Daar so baie van ons lyk en ryk net soos Lazarus. Ons is daar in die graf, ons is hier by die kerk, maar ons is ook in die graf. Ja, is dit nie waar nie? Ja, man, Jesus gee ons die geleentheid, hy gee ons die opportunity. Hy gee ons vanmôre 'n kans op lewe. Mense, dit moet nie net sommer net 'n boodskap wees nie, man. Dit moet nie net sommer net, die Bybel is nie sommer net Bybel nie, man. Die Bybel bring lewe. Die woord van die Here, Jesus sê vir ons in sy woord, hoe meer jy dit lees, hoe meer groei jou geloof. As jy dit nie lees, moet jy nie verwag om geloof te hê nie. Ja, dan kom duisternis in, want dis net lig wat duisternis kan uitdryf. Het jy gesien as jy in 'n vertrek, hy kan hoe donker wees, man. Weet, dis dan vir my altyd lekker, hy kan hoe donker wees, maar as jy 'n vuurhoutjie getrek het, moet hy stoot. Ook in ons lewe, mense, dis nou maar 'n menslike voorstelling van 'n vuurhoutjie in die lug. Maar weet jy, dis 'n waarheid, dis 'n verskriklike groot waarheid, 'n vreeslike. En die vyand kom, wat se donker te bring? Hy vrees, verwerping en al hierdie vuil goeders. Jy sien daar is niks goed. En dis hoekom ek sê, die Satan besoek jy mos in die nag altyd. Hier in die donkerte. Yes, man, weet jy. En ek het dit sê mos baie keer, as ons hier 3 uur, 2 uur, 3 uur, dan kom besoek hy ons in die donkerte, want hy is donker. Daar's niks ligs in hierdie vyand. Verstaan jy, daar's niks goeds in hom. Verstaan jy, dis hoekom hy beweeg in die donkerte. En hy kyk ook hoe ons harte lyk. As jou hart donker is, dan oorweldig hy jou hart, want hy soek 'n donker hart. Hy kan nie in die lig beweeg nie, want hy weet nie wat lig is nie. Hy was daar, maar nou vandag is hy nie meer nie. So hy sy menu is donkerte, duisternis, om seer te maak, om te verwoes. En jy sien mos, het jy nou gedink 'n rower, hy sal nie sommer in die dag, ja, hierdie churches van Port Nolloth sien ek, is sommer hier in die dag, loop steel hulle so, en breek in, maar die eindelike ding, ek sien mos elke dag hierdie kraan hier buitekant, dit sit jou koperkraan so skeef, maar hulle het seker gedink as hulle hom nou steel wagen, dan water druk.
Verstaan jy so, dis hoekom hy seker maar nog daar sit op genade. Verstaan jy, hy koperkraan moet al in die skryfjaard gewees. So, maar dis wat die Satan doen, mense, dis wat hy doen. Hy kom in die nag, soos 'n dief kom hy in die nag. In die nag gebeur die duisternis. En in ons lewens, in ons eie lewens, is dit partykeer so donker, omdat ons nie op God se belofte staan nie. En ons doen dinge waarmee ons partykeer besig hou, bring duisternis in ons lewe. Ons kan nie meer sê dis uit onkunde uit nie. Nee, ons wil alles by onkunde sit. As jy die woord van die Here lees, en ons het 'n verantwoordelikheid, elke een het 'n verantwoordelikheid om 'n pad met God te stap. Soos daar duisternis is, sê dit vir my, jy stap nie waarlik opreg 'n pad met die Here. Is dit nie waar nie? Ek bedoel, dit wat die woord sê, dis wat die woord sê, so as daar duisternis is daar nie volkome lig nie. En ek en u het vanmôre 'n keuse voor die Here. Ek en u het 'n besluit. Jy kan daar bly en dit wat hier gebeur op sy skuif. Jy het vanmôre 'n keuse. Want Jesus het opgestaan vir my en vir jou, so ons het 'n geleentheid. Die hele lewe is mos vol keuses. En niks dwing die Here op jou af nie. Is dit nie wonderlik? Dis kosbaar om te kan weet, God dwing hom nie op jou af. Hy dwing jou nie om hom lief te hê nie. Hy dwing jou nie om hom te volg nie. Hy dwing jou om niks te doen, niks. Hy gee vir ons die menu, die instructions, maar dan het jy vanmôre 'n keuse wat jy daarmee gaan maak. Dit is maar net in die lewe so, alles bestaan uit keuses. En ek vat partykeer ek wat so bederf gewees het, 'n bederfde kind, hoor mooi, 'n bederfde kind sukkel om keuses te maak. Verstaan jy? So ons is partykeer so bederf met die wêreldse goeders, laat ons verkeerde keuses maak, want ons weet nie, en partykeer weet ons, want jy sien ons sit ons met 'n gewete, en die Heilige Gees van God, hy praat met jou gewete. Dis hoekom ons nooit voor die Here sal kan loop staan en sê, ek het nie geweet nie, want jou gewete weet. Jou gewete sê vir jou, jy weet. Verstaan jy, so ons het vanmôre 'n keuse, ons het 'n keuse om die Here te dien, want jou gewete sê vir jou, ek sê mos altyd, omdat ek het 'n paar keer daar in Gogga se bar gelê en diep, so naby en diep, dan sê daai stemmetjie, as jy nou sterwe. Sien, wat se stem is dit? Dis die Gees van God se stem, wat met jou gewete praat. Amen. So 'n paar keer as ek so by die uitpaas was, of ek so rondry met my dronklyf, dan weet ek, jy weet, daar is party daar wat ek so vreeslik, daar in Mariendal het hardloopskema so 'n kanaal, maar dan so 'n lekker muurtjie, dan challenge ek nou die kanaal, met my dronklyf. Dan wil ek nou op daai muur, en ek wil nou kyk hoe ver kan ek. En dis vir my 'n groot plesier, want my ma sit links voor, en sy gil en skrou, en ek is hier op hierdie muurtjie van die kanaal. Verstaan jy, 'n keuse wat ek gemaak het, tussen lewe en dood. Het jy al besef, dis God se genade, dat jy vanmôre hier so sit. Amen. Dis groot genade, as jy so 'n bietjie terugdink in jou lewe, en jy besef, joe, Here, ek moes daar gesterf het. Here, ek moes daar al klaar gemaak het. Maar omdat God se liefde jou nog beskerm in sy groot genade, het jy vanmôre 'n geleentheid, 'n keuse as bederfde kind, om 'n keuse te maak. Dis hoekom die Here sit so hasies partykeer oor ons pad bring, om jou te verneder, toe te laat, dat die vyand jou verneder. Verstaan jy wat ons sien as, dit God straf, dis nie straf nie, dis waar God sit so hasies oor ons pad bring. Hy dryf jou basies, hy guide jou, en dan dop ons maar so uit, en dan bring die Here ons weer so terug, maar op die einde van die dag help hy jou, hy probeer jou leiding gee, om die regte keuse te maak. Is dit nie, mense, dit is waar. God is ons so lief, en hy gee ons die geleentheid, om by die regte keuse te kom, sodat ons hom kan dien, sodat ons hom kan ontmoet. En vanoggend wil ek oor 2 mense spesifiek praat, en ek wil praat oor Nicodemus
en ek wil praat oor Josef van Arimatea. Dis vir my besonders. Nou, al twee van hierdie mense, al twee hierdie manne, was deel van die Joodse Raad. Nou, wie het vir Jesus gekruisig? Die Joodse Raad. Is dit dis dan besonders hoe die woord van die Here is. Wie en as ons gaan lees, dan lees ons van nou Nicodemus, wat ons dan Johannes 3 gekom het, en hy Jesus kom besoek, hier in die nag, weer in die nag, want hy wil nie raak gesien word nie. Dominee, pastoor, hierdie half godsdienstperre, hierdie wat dink hulle dien die Here, hierdie wat vir jou klomp goed sê, maar hulle eie lewe vrou, verstaan jy? So, as die woord sê ons, as jy vrymoedig het, as jou hart skoon is voor die Here, kan jy mos met vrymoedigheid voor die God kom staan, man. Jy moet ons in die nag vir hom te kom besoek, man. Maar ons is so ingesteld oor wat mense sê, en mense van ons gaan dink, wat ons worry nie, wat die allerhoogste van ons dink, en wat hy van ons sê nie. So ons kom besoek die ware God. Ons kom hier in die nag. Ons kom, jy sien, jy luister mos maar so na die kinderstories. En nou Nicodemus het ook hier die kinderstories gehoor, en hy het so die puzzle by mekaar gesit, en het gesien, maar, jy sê, hier is ietsie, die media het rondgeloop. Die skinderbekke. Nou, skinderbekke is ook partykeer, as jy uit die positiewe doel ook. Ja, sê. En nou so lekker skinder, dat jy ook kan hoor. As daar nie skinder was, jy sal ek mos nooit gehoor het. Nou, Nicodemus sal ook nie gehoor het nie, want hy sit mos nou in die kerk. Verstaan jy, hy is een van hierdie groot godsmanne. So die skinderbekke daar gekom, skinder en gesê, jou nie verperk hier rondloop. Ja. En hy loop doen dinge wat nie goedgekeer kan word deur die Joodse Raad. Ja. Nee, so jy sal moet kyk, Nicodemus, jy is die hoof van hierdie standleder, jy sal moet kyk wat hier buitekant aangaan. En nou sien jy mos 'n skinderbek. Hy sê mos nou eers soeke draaie en loer en so en so. Want jy's 'n bietjie bang, man, jy's 'n bietjie sourig. Mens weet nooit wat se slangdop hier uit nie. Wat se kokkerot kom hier in die gras uit op. So, nou kom hy maar in die nag, want nou sy nuuskierigheid het hom nou oorweldig. Yes, maar ek wens daar kan meer mense nuuskierig raak. Ek like die skinder, maar skinder laat ek meer nuuskierig raak. Dis hoekom 'n koerant bin. Wie as jy 'n nuus van 'n koerant so en dit niemand stel aan belang. Verstaan jy, maar as hy so geskinder word en 'n lieg en bedrieg vir jou so, dan gaan kyk ons. Verstaan jy? Dis hoekom. En dis hoekom ek so like as hulle van die kerk skinder. Ja, as ek dan opgewonde. Ek like die geskinder, man. Want nou kom loer mense. Is die perd rerig so, bly die voorbarig. En net daar dan sit hy. Binne in nie. So die ou kleerling altyd daar in Namibië sê, pastoor, hulle hierdie Satan, hulle stel 'n slagyster, maar hulle maak hom met skaapwol toe. Hy lyk saggies en mooi, tot jy binne in hom getrap het. Nou jy die skinderbekke maak, dat jy binne in die slagyster kom trap. As jy daar in die teenwoordigheid van die Here kom instap. Nou jy, Nicodemus is een van daai het binne in hierdie wol slagystertjie kom intrap. En dis wat kosbaar is, man. So skinder het 'n wonderlike voordeel. Voordeel ook vir ons almal. Wonderlik, skinder meer. Sê vir hulle moet nog meer skinder. Ja, sê man. Jy sit by sommer in 'n rat, man. Ja, halleluja. Verstaan jy? As mense nie geskinder is, sou niemand hier gewees het. Baie mense word gelei deur die Gees van die Here. Hoor jy, daar's iets daar, maar ander kom uit nuuskierigheid het. So, dis wonderlik, man, ek like die nuuskierige storie, ek het net so nuuskierig. So, ek gaan nou nie vir my, jy so een kan sit. Dis van nuuskierigheid, ben ook hier vanmorgen. Nee, ek jok so man. Maar dit wonderlik, hier kom Nicodemus, en hy kom in die nag, want hy wil nie, want jy sien uit mos 'n rang in die kerk. En as hy nou, dis moet soos mense deur die jare in die kerke wat ek gewees het, jy bly daar uit by hierdie pere wat so hande klap. Pas op. Jou ster, ek sal maar sê sterf julle vanmôre waai as ek vir jou in daai kerk kry. Daai's duiwels. Hulle is vol demone. En jy gehoor hoe gille skree. Nou party het daar maar regtig gille geskree dat ek ook gedog het dit kan demone wees.
Maar toe ek dan nou later as ek 'n bietjie meer rustig, toe sien ek, nou hier ou Nikodemus kom kyk na hierdie gegilinskrou. Hy wil weet wie is hierdie man wat so genesings doen en dooies opwek. Want verstaan jy, wat 'n vervelige lewe. Onthou die woord sê, in die begin was dit duisternis. Ja, voor Jesus aarde toe gekom het, was dit duister, man. Onthou, God se volk, die Jode, die Israeliete, hulle in duisternis, hulle is vervolg. Verstaan jy nou wat? Daar was geen plesier, daar was niks lekker in hierdie lewe. Dit was ou deur mekaar storie, man. Daar was die vreugde nie, daar was die blydskap nie, want hulle was onder die Romeinse juk gewees. Verstaan jy, die Romeinse keisers en die Romeinse leiers het dinge vir hulle moeilik in hierdie lewe gemaak. Verstaan jy, so iemand hoor, hier hoor hulle iets. Ou Nikodemus onder andere, hy was ook 'n Jood gewees. Verstaan jy, maar hulle hoor hier's iets, hier's mense wat, het jy nou vir jouself gedink, man, hier kom in hierdie ovaal Kornolf, kom stap hier nou Perten en hy wek nou dooies op en maak siekes gesond en die duiwels hardloop rond en vlug. En natuurlik sê jy nuuskierig raak, man. Ek gaan vet nuuskierig raak. Ek is sommer môre daar. Verstaan jy, dis lekker, want hier iets gebeur in hierdie ovaal dorpie, in hierdie ovaal Israel, hier gebeur iets, en mense praat van hierdie, en Nikodemus kom en hy kom kyk, en hy kom luister, en hy vra, en hy begin gesels met Jesus. Verstaan jy, ek glo hy voel eers die water. Ons gaan mos nie sommer net so, want ek het nou maar gesien 'n man in die dorp, so ek gaan mos nie net hier in doppie, man, nee, ek gaan dalk pak slaag kry. Nee, ons praat eers so. Jy sien mos hoe die mense, dis soos wat ek rondgehaik het met die lorry, die trokdrywer, soos ek daar klim, en ek sê, man, ek dien die Here, en ek is nou Willem, en ek is hier in jou lorry, as jy hulp nodig het, of jy wil praat oor een, nee, ek is fyn, nee, ek is in die kerk, en ek nie is vooruit, jou broer, is reg, dan ry ons maar net, kom ons gesels maar sommer ook. Nou jy sien, hulle voel hom eers so. En so eentjie gery, jong, dis gewoonlik nie so 10 minute nie. Dan wil hy nou 'n bietjie meer hoor, nou wat doen jy, hoe werk jou storie nou? Hulle begin nou maar so altyd so. Hoe werk jou storie? En ek glo dis hoe Nikodemus vir Jesus gevra het, hoe werk die storie? Ek wil hom net eers so 'n bietjie seker maak, want ek hoor goed as ek wil net seker maak of die mense nou lieg of wat ook al. Hy weet presies wat aangaan. Want God se Gees is saam met jou. Daar in die lorry, man, dis vir my so lekker gewees. Ek sit te smile. Weet dis dan vir my lekker jy in beheer van 'n situasie loop raak. Jy's nie arrogant nie, maar dis omdat jy weet wie saam met jou beweeg. God se Gees is saam met jou. Want ek het altyd as ek daar teen die pad staan en bid en ek vra, Here, ek wil nie sommer net 'n lift hê nie, man, ek is hier op pad nêrens hier nie. Daar waar hy my loop afry, dit is my volgende pitstop. Verstaan jy, dit het my opgewonde. So ek klim in hierdie lorry en ek glo dat God het hierdie perd gelaat stop met 'n rede. En dit is so. Maar dis net so 'n tydjie. Net so eentjie, want vir my moet jy nie uit die kans en nou nog ook 'n kans gee om te praat nie, dan spoeg ek. Nou, ek laat loop. Nou ja, as jy nou vir my vra, nou wat, hoe, waar en wat het nou gebeur, dan laat loop ek. Verstaan jy? En, want die evangelie, ek weet pas God het my in hierdie lorry ingelei. So dan laat loop ek, want teen die een sien ek nooit weer hierdie ou nie, soos ek in elk geval baie van hulle nooit weer gesien het nie. Maar ek weet die saad wat ek daar beplant het, dit is van waarde. Verstaan jy? So iemand het iewers in nou Nikodemus se lewe 'n saadjie gesaai en hy raak nuuskierig en hy begin vra uit, soos wat 'n lorry drywer begin uitvra. En ek kan vir u verseker, ek het nie by een lorry afgeklim wat nie trane geloop het en God begin prys. Amen. Nie oor my nie. Nee, ek is te niks. Maar oor die Gees van God wat in die lorry was. Want die woord sê, net God kan change. Net die Heilige Gees ons kan niks maak. Niks. Maar die Gees van die Here, net soos vanoggend, kan net die Gees van die Here. Man, ek kan preek en praat, dat ek later 'n Jackson moet kry om hierdie mond oop te kry soos hy aan mekaar klou. En niks sal gebeur nie, maar as die Gees van die Here begin deel met ons. Ja, en iets raak honger in Nikodemus. Hierdie vreeslike man,
wat hy's moeg vir wette. Hy's moeg vir hierdie reëls en regulasies. Hy's moeg vir hierdie godsdienstigheid. Want dit put jou uit. Die woord van die Here sê, die wet maak dood. En hier is 'n man wat 'n bewys is van, hy's moeg vir hierdie ding wat hom dood maak binne. Hy's moeg vir hierdie doodsheid. Hy soek lewe. Hy hoor van dit wat gebeur. So hy begin smag daarna, hy soek na hierdie lewe, man. Is dit nie maar nou ons soek, man, ons is moeg vir duisternis, man. Ons is moeg vir die vyand se roof en se besteel en ons vreugde wat ons sit hou vas. Ons is moeg daarvoor, man. Voor jy nie moeg raak nie. Dis wat Johannes, wat almal dink Jesus is 'n wyn vir Jesus, ons wil nou graag sê. Want Jesus nou daar by bruiloft weer wyn gemaak. En dit jy nou kan ek sê, jy gaan dan dronk raak van daai trop kan na wyn. Maar kom ons los dit dan, maar die woord van die Here sê vir my, as ons nie voor ons nie daai ou wyn klaar maak nie, kan die nuwe wyn in ons lewe nie kom nie. Is dit nie waar nie? As ons nie klaar maak met die duisternis nie, die ou wyn, verstaan jy? Want dis wat die seremonie ook daar vra, hoe bring julle dan nou die goeie wyn? Eers het julle die hele slegte wyn, nou bring julle goeie wyn. Wyn praat van hier, in hierdie geval van wedergeboorte. Jo, daar kom 'n lig, daar kom 'n lewe, man. Hy sê, maar vir my en vir jou vanmôre, ek het dit al hier in hierdie gemeente gesê, is dit belangrik dat ons eers ons glase met die ou wyn moet leeg kry, voordat Jesus vir ons kan vul met die nuwe wyn, die nuwe lewe. Dit wat ons vanmôre, die opstanding, die nuwe lewe. Verstaan jy, Nikodemus moes eers op 'n punt gekom en gesê, ek is moeg vir godsdienstigheid. Ek soek vanmôre 'n nuwe lewe. Soek jy nie vanmôre 'n nuwe lewe nie, man. Dit waarvoor ons hier na toe gekom het. Moenie kom kerk toe gaan nie, man. Gaan na enige ander plek behalwe hier. Moenie kerk toe kom nie. Kerk toe kom is 'n bose ding. Maar as jy gekom het om 'n change te kom kry, om verander te word, om iets by die Here te kom, dan jy by die regte plek. Maar anders dan moenie hier na toe kom, jy sit by die huis. Dit is baie veiliger vir jou daar. Ek bedoel dit baie positief as ek dit sê. Verstaan jy, want Jesus wil vir ons iets nuuts kom gee. En Nikodemus vra vir die Here, Here, wat moet ek doen? Want hy is besig met hierdie godsdienstige gees nou al vir jare. Wat moet ek doen om gered te word? En die Here sê vir hom baie duidelik, sonder wedergeboorte kan jy die koninkryk van God nie ingaan. Hy sê dit vir hierdie groot godsman, wat al die woord ken. Hy weet wat in die Bybel staan, maar daar's 'n duisternis in sy hart. In sy lewe self is daar duisternis, want wedergeboorte beteken wanneer Jesus Christus in my lewe kom en daar nuwe lewe, hierdie dooie saad begin groei. Verstaan jy? Verstaan jy vanmôre mense, as daar nog vanmôre doodsheid, dan sal jy nie vanmôre iets kry nie. Dan is dit soos 'n leë boodskap. Jy het maar hier ingestap en jy stap dieselfde uit. Maar as jy iets vanmôre kom soek, jy sal nooit leeg hier uitstap nie, want God se gees bring lewe. Verstaan jy? In hierdie, as ons mooi gaan lees by die kruisiging, watter twee manne help Jesus van die kruis af? Hierdie twee Joodse leiers van die Sanhedrin. Hierdie twee groot, en jy sien, hulle was bereid om hulle lewe op die prys te stel ter wille van hierdie Jesus, want hulle het iets kon kry by Jesus toe hy op aarde gewandel het. Hulle het gesien, hulle het dit beleef, hulle het dit eerstehands ervaar. Die duisternis is uit hulle uit, man, verstaan jy? Daar lewe gekom, en hierdie twee is onverskrokke en sê, ons wil daar die lijk hê, ons wil 'n laaste eer betoon aan hierdie man gee. En hulle gaan begrawe hom, twee Joodse manne, twee Joodse leiers, is bereid om met hulle lewe te betaal vir hierdie Jesus wat hulle ontmoet het toe hy geleef het. Is dit nie kosbaar die mense? Hulle is bereid. Is ek en u vanmôre bereid om met ons lewe te betaal in 'n dorp, in 'n wêreld, in 'n land waar God nie meer welkom is? Is ons vanmôre bereid om te sê, Here, ek vat vanmôre daardie lig. Ek vat vanmôre. In die begin was die lig, en daardie lig moet in my eindig. Hy moet by my eindig, Here. Ek kan nie sonder hierdie lig. Nog 'n persoon wat baie mooi aangeraak het, wat 'n ander keuse gemaak het, en ons lees daar van Judas.
En ons lees wat Judas 'n keuse gehad het. Ons lees daarvan waar hy Jesus verraai het, maar ons lees ook daar waar hy begin wegstap het en hierdie berou hier binnekant gewees het. En hy stap weg en hy klim sy eie, waar Jesus hierdie heuwel klim om gekruisig te word, is Judas besig om 'n ander heuwel te klim. En hierdie heuwel is 'n ander punt. Hier is 'n heuwel waar hy gaan doen sterwe vir in homself, maar hier gaan Jesus sterf en weer opstaan. Albei klim 'n heuwel. En ek glo dat daar's niks so erg as ons hoor van mense wat so hierdie doodse ervaring gehad het. Soos daai ou vriend wat vir my gesê het, wat hy in hierdie put geval het van die hel, en hierdie doodse ervaring, hy sê, die ergste van alles was, dat jy stoksiel alleen, die selfverwyte. Dit gaan nie oor die vuur en die vlam en die wurms en die pyniging, nee, die verwyte van, as ek maar, verstaan jy, as ek maar, en ek glo dat 'n Judas stap hierdie heuwel uit, en hy loop in sy, as ek maar net Jesus geken het, as ek maar net my eie hart ondersoek het, as ek maar net oopgemaak het, en vir die Here gewys het, ek is net so vol duisternis, ek het worsteling hier met binnekant, maar ek het dit vir myself gehou, en hy stap met hierdie selfverwyte, omdat hy die koning van die konings het hy verraai, en hy stap met hierdie selfverwyte, en op hierdie heuwel waar hy kom, staan daar ook 2 bome, of kruise, wat jy dit ook al wil doen. Hier is ook 2 bome, en al 2 hierdie bome is net so droog. Maar jy sien, by die een boom is nog sterk en stewig, maar by die een boom hang daar 'n galgtou. En ons weet dat Judas het sy lewe geneem en daardie boom, sy eie lewe geneem as gevolg van selfverwyte, omdat hy die verkeerde keuse gemaak het. Maar voor hom, as hy maar net 'n bietjie regs gekyk het, dan sou hy gesien het, maar hier's nog 'n boom, en hierdie boom is ook droog, maar daar's niemand en niks aan hierdie boom nie, daar hang nie 'n galgtou nie, man. Want die een wat in hierdie boom moes gehang het, is af van daardie bome. Hy is vanmôre opgestaan uit lewe. As hy maar net 'n bietjie regs gekyk het, maar hy konsentreer so op die duisternis. Hy sien dit hierdie boom en hy sit met hierdie selfverwyte en hy kom by hierdie boom en hy hang homself op. Mense, vanmôre sit ons vanmôre met 'n keuse. Baie van ons voel ook dat ons Jesus verraai het en ons het dit gedoen. Baie van ons het Jesus verraai. Ons het hom in die rug gesteek. Ons het gevlug toe ons moes getuig het van hom. Toe ons in geselskap gesit het waar Jesus moet gepraat gewees het, waar ons die geleentheid gekry het, maar toe mense vir jou sê, daar's 'n paar dinge wat jy nie met my nie, is politiek oor my vrou en my geweer. Jy moet nie met my oor hierdie goeders praat nie. As jy nou moeilikheid soek, dan moet jy nou. Dis wat ek gehoor het by 'n boerevereniging daar in Namibië. Jy kan nou hier geopen het, maar nou is dit genoeg. Verstaan jy? Ons het nou Bybel gelees en gebid, maar nou gaan ons boerdery gesels. Verstaan jy? Nou bly jy stil. Jy het jou beurt gehad. Verstaan jy? Of tussen die klomp vriende en almal skink en dop en God gee jou 'n getuieniskaas, man. Verstaan jy? Want as 'n mens dronk is jy die mees oopste vir die evangelie. Jy het dit al agtergekom. Jy het nou wil hulle net preek. Dan preek hulle vir jou. Nou kom jy agter, maar die manne ken eintlik die Bybel. Ek het hom geken, ek het hom redelik, maar net dit wat ek wou geken. Wat tot voordeel vir my was. Ja. Verstaan jy, maar God gee ons die kans om oor die evangelie te praat. Amen. Toe verraai ons hom. Toe kyk ons weg, want trotsheid in my manlikheid, in my vroulikheid, en oor wat mense gaan dink en sê, toe kyk ek weg. Jy's op pad na daai heuwel toe. Jy's reguit op pad sou toe. 'n laaste persoon wat ek vanmôre wil aanhaal, is Maria. Wat 'n besonders. Die woord van die Here lees so mooi, en hy sê vir ons daar in Johannes 20, wat hy praat van hierdie vrou, wat 'n pad met die Here gestap het, kosbare pad, en sy het alles beleef. Ons praat ons nou net van hierdie, wat in hierdie donker tyd van Israel, en hier kom iemand met soveel hoop, wat hoop gee, wat weer lewe bring, 'n ou somber lewe, 'n ou doodsit, en hier kom iemand wat werklik hoop gee, en mense begin bou hulle hoop op hierdie persoon. Maar jy sien, die woord van die Here sê vir ons hoor, maar ons luister. Jesus het gesê, ek sal die tempel afbreek,
en binne 3 dae weer opbou. Nou hoor ons die goed. Ons gaan soek nie, doen nie ondersoek in die woord. Here, ons gaan sit nie by die Here se voete en vra, wat bedoel U hiermee, Here? Tot vandag toe doen ons dit die mense. Ons lees die Bybel uit skuldgevoel. Ons gaan vra nie, ons gaan sit nie by die Here en vra, Here, wat bedoel U? Ek wil mediteer oor hierdie stukkie. Wat bedoel U rondom dit wat U nou hier gesê het? Ek wil hoor. En die volgende oomblik hier hang hierdie persoon. Hierdie Jesus wat sê met haar hele hart en siel. Want jy sien hierdie Maria was besete met 7 demoniese magte. 7 demone is uit haar uitgedryf. Verstaan jy hoe erg moes haar lewe gewees het, mense? Het jy al 'n besete, demoon besete mens gesien? As jy nog het, jy doen moeite om hom te sien of haar te sien. Dis 'n mens wat hom stik en krap. Dis 'n mens wat gille raas. Hulle loop in die strate, identifiseer, vra dat die Here vir jou identifiseer en uitwys hoe lyk hierdie mense. Dis besete mense. Dis mense wat gaan gesels met 'n satanis. Doen so 'n bietjie moeite, man, moenie laat hy jou oortuig nie. Sorg net dat jou hart nog reg bly. Maar gaan gesels 'n bietjie met 'n satanis en dan sê jy hoor, daar's geen blydskap in hierdie mense lewe nie. Hulle is uitgeput, hulle is moeg, hulle is in die nag word hulle besig gehou om Satan te aanbid. Hulle het reëls en regulasies. Moenie dink dis 'n ongeorganiseerde organisasie nie. Satan hou van georganiseerde organisasie. Hy weet, hy het reëls en hy het wette wat moet nagekom word. Hy put hulle uit, hulle is doods binnekant. Daar's niks vreugde en hulle is mors dood in hulle lewe. Verstaan jy so? Dis belangrik om vanmôre te besef dat hierdie vrou het hierdie pad met demone gestap. En hierdie duisternis in 'n wonderlike Jesus kom en hy kom maak haar vry van hierdie duisternis, man. Hy bring lig in haar lewe. Wat 'n wonderlike ervaring. Hoeveel van ons sit vanmôre nie in hierdie kettinge en hierdie boeye wat die Satan jou vreet. Hoeveel van ons vanoggend kan met eerlikheid vanmôre sê, Here, ek het blydskap in my lewe. Ek het waarlik vreugde en blydskap in my lewe. Ek kan waarlik in die oggend opstaan en sê, Here, ek sien uit na hierdie dag, man. Maak nie saak wat die wêreld, ek sien uit na hierdie dag. Hoeveel van ons kan dit werklik vanmôre sê? Dat ons kan soos daardie vrou, Here, ek is so dankbaar vir wat U vir my gedoen het. Ek is vry van hierdie hou vas van die bose magte. En hierdie vrou stap en die volgende oomblik dan sien sy hierdie persoon, hierdie Jesus wat haar lewe gered het, hier hang hy aan 'n kruis. Het jy vir jouself een oomblik ingedink? Kom ons vat byvoorbeeld as ons miskien 'n geliefde aan die dood afstaan. Iemand wat vir jou werklik 'n besonderse persoon gewees het. Iemand wat 'n baie goeie en mooi belegging in jou lewe gemaak het. Iemand wat in jou lewe kom instap het toe dit op sy donkerste gewees het. Dit kan 'n vriend ook wees, want God gebruik mense vandag. Verstaan jy, dink vir jouself. In die volgende oomblik, dan is hierdie mentor, hierdie een wat vir jou alles gedoen het, wat vir jou gehelp het om weer te begin lewe, man. Want ons lewe mos so in die duisternis. Ons lewe maar net om te survive. Dis nie God se plan nie, man. Dis nie God se hart nie. Ons is nie hier met ou Steve Hofmeyer se liedjie van God se bedelaar of boemelaar, wat se ding ook al nie. Nee, o genade, ek wil nie een van hulle wees. Yes. Nee, ek is God se kind, man. Yes. En ek is vol vreugde en blydskap. Al hinke pinke man se partykeer. Ek dans van vreugde, man. Halleluja. Amen. Kry bietjie lyf, kry bietjie swaai in jou heupe, man. Kon nie reël dan daar iets of viool terug laat, is hulle reg kry. Genade, hulle dan nie wil op die gospel laat is iewers se heup aan die swaai kry. Mag, is man. Nou, en dis wat hierdie vrou beleef, man. In die volgende oomblik dan is haar mentor, hier hang hy, oorlede, en sy stap elke oomblik by, elke oomblik, waar hy in die graf geloop neerlê word. Verstaan jy, jy kan vanaand droom, en sy gaan droom miskien, gaan hê miskien met haar eie droom, en dalk ook 'n ander droom wat sy sou gedroom het, maar maak nie saak, die môreoggend staan jy met hierdie wete op, my dag is nie vandag, dis nie my dag. Want gister het hulle my Jesus begrawe.
Ja, nee. Gister het hulle my mentor begrawe. Iemand miskien spesiaal in ons lewe. Gister het hulle hierdie mentor, hierdie persoon wat in my lewe mooi beleggings gemaak het, wat vir my werklik 'n vriend of 'n vriendin gewees. Ja, dit vat 'n tyd om oor hierdie ding te kom. Dit vat jare partytjie om oor hierdie, daai persoon. Jy sien man, dis nie lekker nie. Dis nie lekker nie. Maar nog nooit lekker gewees het. Maar ek bedoel, vir hierdie vrou wat so vol vreugde, sy elke dag was sy opgewonde gewees. Sy was vol blydskap. Ja, lekker man. En die woord van die Here sê, en sy het in die duisternis, in die nag opgestaan, en sy het begin beweeg na die graf. Nag beteken duister. In haar hart duisternis. Hoe swaar gemoed. Sy het iemand baie spesiaal verloor. Nou hoe loop jy opgewek na so 'n graf toe? Nee. Ek glo. Ja, sleepvoet. Sleepvoet man. Ja. Sy loop in duisternis. En dan kom jy nog by die graf en jy sien maar die klippers weg. Sy het nog niks ervaar daar, niks. Sy het nou, want jy sien, dis 'n rowertyd daai gewees. Ons het, die goed kom van 'n lang pad hierdie rowers. Hulle loop hulle lang pad. Hulle het gewoonlik die lijk gesteel om te kyk wat daar is, want alles is mos saam met die lijk begrawe. Nou die rower wat niks gehad het, hy het sommer aan die paal gelos. En daar het die voëls hom gevreet. Dis waar mense. Dis nie, ek maak hier 'n storie, daar in die kruis is hy gelos, dat die voëls het hom sommer opgevreet daar. Want hy verstiks. Hy was nie raak gesien deur die samelewing. Verstaan jy, en hier kom sy sien net die klip weg. En sy hart loop terug. En sy gaan sê vir die ander twee disippels, Petrus en die ander disipel was Johannes. Johannes is seker mos nog een van daai ouens wat bietjie souerig is, want die gate, want die lijk is, die klip is weg, so enige iets kan mos nou hier binnekant wees, maar ou Petrus is onverskrokke, soos altyd, is sommer binne. En hy maak daar gou seker gou 'n kers of iets steek aan die brand, of wat ook al, maak die saakie, en jy sien maar die doeke is weg. Die lijk is weg, die doeke is nou opgevul. En nou kom mense met vreeslike stories waar die lijk is gesteel. En jy nou al gedink, hoe lieg hulle? Eerslik, al weet predikante en pastore, die vredelike godsmanne, hoe lieg hulle? Dis hulle wat die storie vertel het dat die lijk gesteel is. En jy nou vir jou gedink, 50 kilogram mirre. Want Nicodemus het 50 kilogram mirre gebring, om aan hierdie lijk te speer. En jy nou al gedink met enige lijk, as jy begin ontbind, dan hardloop daar vloeistowwe uit. Nou wie gaan nou so dom wees, om nou eers die klomp lappe af te haal? Wat 'n rower gaan dit nou? En dan is die nog meer dom, maar wie wil in 'n lijk se oë kyk? As jy hom steel, nee, jy maak hom toe, jy's reeds besig met bedrog. Jy's besig met ons, en wie wil nou sy kopdoek afhaal, en wat hier in die graf gebeur het, hier die lyfse lyke, sy doeke lê daar, en dan sê die woord spesifiek, en die kopdoek lê eenkant, netjies opgevul. As jy die ding wil steel, dan maak jy vinnig klaar, en jy hardloop, en jy los niks, jy vat met doeken af. En hierdie vrou kom terug, want die disipels vlug ook. En dit wat vir my besonders is, onthou een ding, hoor baie mooi, 'n vrou se getuienis was 0 daai tyd. 'n Vrou se getuienis was van geen waarde in 'n hof gewees. Jy kan dit gaan lees. 'n Vrou se getuienis het geen waarde gehad. En Jesus werk dit so uit. Kyk hoe spesiaal en kosbaar is ons God. Hy bewerk dit so, dat die eerste een waaraan wie hy verskyn, is juis 'n vrou. Is dit nie mooi nie? Maria van
Magdalene, of so iets. Magdala. Ons sê maar Maria Magdalene, maar dis nie. Sy was van die dorpie Magdala. En Jesus bewerk dit so dat hierdie vrou, want jy sien, as ons nie met trane voor God kom, die disippels harte, hulle weet nie wat gaan hier aan nie. Hulle is hulle verwar, die manne. Maar hierdie vrou sit in huil van dankbaarheid, want sy vergeet nie wat God vir haar gedoen het. Sy vergeet nie vir dit wat Jesus vir haar gedoen het. En sy sit en ween, die woord sê, sy het bitterlik geween voor hierdie graf. Bitterlik geween en gevra, waar is my Jesus? Want sy het met hierdie somber gevoel gekom, met hierdie donker gevoel. As ons nie vanmôre voor die Here kan kom sit en ween. Mense, onthou, God kyk na ons harte. Hy ondersoek ons harte. As ons nie met eerbied en opregtheid voor God kan kom staan en kan ween in ons harte, sê werklik, Here, ek soek na U. Ek het 'n honger na U. Ek het 'n begeerte na U. Sal Jesus nie aan jou verskyn nie. Jesus verskyn aan die wat 'n opregte hart het en 'n soekende hart het. Jesus verskyn aan hulle en hy roep Maria. Miskien kom jy vanmôre met daai donker gevoel in en Jesus kom ontmoet jou vanmôre, want hy het opgestaan, dit weet ons, hy het opgestaan, hulle kan maar maak wat hulle wil. Want dit wat ek in my lewe ervaar en beleef, is een wat opgestaan het. So as jy vanmôre kan sê, Here, as jy vanmôre kan uitroep, Here, ek sit met hierdie donker gevoel in my lewe. Ek is geestelik dood. Ek praat nie net van die aanslag van die vyandjie. Here, daar was 'n tyd miskien wat ek gebrand het vir U. Ek het gebrand vir U. Ek kon my mond nie stil hou, maar so met die tyd het die Satan daai vreugde kom beroof en dit kom wegvat en dit kom steel. En jy kom sit vanmôre weer voor die Here en jy sê Here, ek kom sit met hierdie donkerte weer voor U. Ek kom sit by hierdie graf. Nee, want ek weet U is nie meer daar binne nie, maar wil U nie met my weer praat nie? Wil U nie weer hierdie vuur in my brand maak nie, Here? Wil U nie, ek wil weer hierdie begeerte, ek weer soekend na hierdie. Dan sal God vanmôre vir jou besoek en hy sal vir jou op jou naam noem en sê, Willem, ek is hier. Amen. Want dis waaroor dit gaan. Die opstande gaan om vir jou weer hoop te gee, waar daar nie hoop was nie, waar daar net wanhoop was, gee God weer hoop. Hy is hier. Hy is vanmôre in jou hart miskien. As jy al iewers in jou lewe keuse maak, hy is vanmôre in jou hart. Miskien staan hy klop hy vanmôre in jou hart se deur en hy sê en hy noem jou naam. Het jy luister net so 'n bietjie, hy praat met jou sag. Hy hoef nie uit te gil, Maria nie. Nee, sy weet wat haar naam is. Want hy staan hier by haar. Ja? Hier waar sy sit en ween, staan Jesus by haar. Waar jy vanmôre ween, Jesus staan by jou, hy is nie ver nie. Ons hoef nie te gil, ek weet mos hier is party kerke wat so raas daar moer as hulle bid en Jesus man wie, asof God doof is, hy staan hier by jou. Hy is hier. En hy roep jou naam, moenie rondkyk, jy hoef nie benoud rond te kyk, dis hy wat hier vanmôre in jou hart praat. Ervaar jy dit vanmôre? Ervaar jy dat Jesus vanmôre in jou hart praat, want hy het opgestaan vir jou. Amen. En hy roep jou. Hy weet miskien hoe jy voel. Vat dit net man. Sê Rabbi. Kom en sê Rabbi. Halleluja. Rabbi beteken meester. God kan ons nie alleen praat nie. Sê Rabbi man, ons sê Rabbi. Prys die Here, meester, ek hoor U vanmôre. Ja. Halleluja. Amen. Ek hou van praat. Man, as dit oor die Here se dinge is, ek al so opgewonde. Kan hierdie klomp Maria's wat ek uitgesonder 'n bietjie opstaan vir ons kom help vanmôre? Amen.
Ons het dan juist vanmorgen oor ek praat oor Maria Magdalena, toe dink ek goed om vanmorgen 'n bietjie ons vrouens kans te gee om my te help in die nagmaal. Sal Tannie Marie vir ons gebed doen, tafelgebed? Net voor ons bid, hier is 2 tafels. Die een tafel is in die hoofvertrek, wat wys waar Jesus met sy disippels gesit het. Die ander tafel is die graf, wat oop is, wat vir ons is. Hoe oud is elkeen van ons? Hoeveel maal het ons al nagmaal in ons lewe gebruik? 12 keer die jaar? Baie keer miskien nog meer. Wat het dat vir jou beteken? Elke keer as jy dit gebruik het. Kom ons buig in eerbied voor God die Vader. Vader, U sê in die woord, wie mag gaan na die huis van die Vader? Hy wat rein van hart en hy wat rein van hande is. Vader, ons roep uit soos 'n Petrus. Moenie net my voete was nie, maar was my heel. En dankie Jesus, vir die prys wat U betaal het, om ons te versoen met God die Vader. En Here Jesus, waar die brood en die wyn uitgedeel sal word, dat elkeen dit uit U hand het sal ontvang. Dat die oomblik as jy die broodjie neem, om te weet dat U liggaam was gebrysel vir my, as jy die beker neem, om te sien wat alles in daai beker was, en dat U selfs bereid was, om uit te roep, my God, waarom het U my verlaat, en dit vir my. Vader, dankie, dat U U seun gestuur het, vir elkeen van ons. Amen. Amen.
ons sluit ons oë. Vader, dankie dat ons kan weet en vanmôre kan U naam groot maak. Vanmôre kan weet, Here, in ons harte dat U het opgestaan. Ja, Here, dit maak ons opgewonde. Dit bring vreugde en blydskap. Ek is dankbaar, Here. Ek is dankbaar en ek weet vanmôre dat U sit in die regterhand van God en U tree in vir elke een van ons. Ja. Dankie, o Heilige Gees, dat U ons voorberei vir daardie groot en wonderlike dag as Jesus sy bruid kom maak. Ja. Dankie, Here, dat ek kan weet dat elkeen wat vanmôre hier was, dat U met elkeen 'n afspraak het. En maak nie saak hoe donker dit in ons lewe is, U is die lig. Genesis 1 sê dit en 1 Johannes 1, Here. Is dit nie wonderlik dat die Ou Testament praat daarvan en ook die Nuwe Testament praat daarvan dat U is die lig en U bring lig waar duisternis gewees het. Ja. Dankie by God dat ons hande kan opsteek na U en kan weet ons hulp, ons ondersteuning, ons krag en ons liefde kom van U, Here. En dis die belangrikste vanmôre, Here. En ek bid dit vanmôre oor elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Amen. Ons voorsangers kan ook vorentoe kom en as ons klaar gesing het, wil ek nog net vra dat U, as ek na die seën uitgespreek het, dat U net vinnig sit, ek het net 'n ding wat moet afgehandel word. Dit sal vinnig wees, dit gaan nie lank wees. Kom ons dekke maar sagter sing. Ek kan nie nou gaan nie, ons sin nog. Ek moet nog hier. Maar jy mag uitstaan. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. And I will praise just like David, I will sing the songs of Thee. I will walk in the garden, I will talk like a king, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden, I will reign like a king. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. With my hands I will praise Him, with my voice I will sing, with my feet I will dance before the King. And I will praise just like Adam did, I will sing the songs of Thee. I will walk in the garden, I will talk like a king, and I will call those things that be not just as though they were. I will walk in the garden, I will reign like a king. Jy kan net so staan en die seën van die Here ontvang en as ons klaar is, sit net vinnig. Vader, mag ons gaan in hierdie vrede en hierdie vreugde van U. Mag ons nooit vergeet, my God, dat U vanmôre vir ons opgestaan het. Dat in ons harte het U vanmôre 'n kers kom opsteek in hierdie donker spilong. En daar's weer lewe, daar's hoop, Here. Dankie, Here, dat ons hierdie dag kan ingaan in die jare vorentoe met hierdie wete in ons hart dat U is saam met ons en U is by ons. En wie kan teen ons wees
as U vir ons is. Amen. Ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Sit net